Goeiedag gemeente, baie welkom by hierdie week se afkondigings by NG Gemeente Jeffreys Bay. Erika, ons is so opgewonde oor ons groeigroepe wat uitbrei ook binne die gemeente. En ons het ook nou van ons groeigroepe wat in Eden-Len hulle self bevind geïdentifiseer en ook van daar af beskikbaar gestel. So daar gaan 'n uitdeelstuk ook wees wat binnekort aan die gemeente en ook aan elke nuwe intrekker gegee gaan word. En indien jy graag wil deel wees van 'n groeigroep in Eden-Len, is jy meer as welkom om die nommer hieronder te skakel. Jou, dit is so lekker om te sien wat alles gebeur het in hierdie kwartaal en om te dink die kwartaal is nou op 'n einde. Hierdie Sondag is ons jonk en kinderbediening se afsluitings. Moet asseblief nie daarop uitmis nie. Baie dankie vir almal se getroue bywoning en ondersteuning deur hierdie kwartaal. Dan is dit ook julle Bybels wat julle gehad het. Dit was 'n wonderlike reuse sukses. Vertel ons so 'n bietjie daarvan. Vir die van julle wat nog kan onthou hoe die kinders hier rondgestap het om die gemeente met 'n pret Bybelstap, het hulle genoeg geld ingesamel om 'n klompie Bybels saam te stuur na die Nyati uitreik toe. Kyk gerus na hierdie video. Goeiemôre gemeente. Tydens ons Bybelstap in Maart het die kinderbediening Genoeg geld ingesamel om 50 Bybels. 50 aan te koop en saam te stuur. vir die Nyati uitreik. Ons kan nie wag om te sien wat die Here hiermee gaan doen nie. Baie sterkte ons bid vir julle. Erika, baie dankie ook vir dit wat julle ook mee besig is, vir elke ouer, vir elke persoon wat ook ondersteun het. Ons waardeer dit so baie. En dan weet ons is hierdie week Pinkster. Uiteindelik. Dis hy. En ons sien baie uit ook daarvoor. Hierdie jaar se Pinkster begin natuurlik op hierdie Sondag en dan gaan hy regdeur tot en met Donderdag, die 8ste tot die 12de Junie. En in die oggende om 11 uur, onthou 11 uur. Dit is nie soos in die verlede om 4 uur by De Gama en Paradise Strand nie, maar om 11 uur die oggend. Die groot rede daarvoor is, Erika, dat mense 2 keer dan nou eredienste kan bywoon. En 2 keer kan sop eet. 2 keer kan sop eet. So jy hoef nie daai week kos te maak nie. Kom gerus, kom beleef saam met ons die eredienste. Die eredienste gaan gelei word by De Gama. Onder leiding van Dominee Marley Fairbrother en dan by Paradise Strand, Dominee Janus Roux. En dan die aande om 6 uur het ons dan vir Jaco Strydom. Wat dan? Hy's 'n skrywer, Hy's 'n predikant, hy's 'n avonturier. hy is interessant. Ons nooi jou uit om dit te kom beleef, om iets van sy stories. En die wonderlike daarvan is, Erika, is die feit dat hy 'n radikale volgeling van Jesus Christus is. En ons weet dat hierdie jaar se Pinkster vir elkeen van julle so geseënd gaan wees. Ons nooi julle uit ook vir hierdie geleenthede. Dis amper tyd vir daai Pinksterreek saam met julle. Ek sien baie uit om julle te ontmoet. Ons tema is Leef lig en ons gaan fokus op 5 goed wat die vroeë kerk gedoen het, daai eerste volgelinge van Jesus. In 'n baie donker tyd het hulle lig baie helder laat skyn, soveel so dat die kerk in 'n enorme spoed gegroei het en dat hulle die magtige Romeinse ryk se gesig verander het. En ek dink ons het baie om by hulle te leer ook oor ons tyd en ons gaan praat oor 5 goed wat hulle begin doen het, 5 doen dinge, baie praktiese goed. Wat hulle gedoen het, soos die Heilige Gees hulle beweeg het daar rondom die Pinkster gebeure en handelinge. En ek sien uit daarna om julle te ontmoet en ook saam met julle handelinge te lees en te dink oor God se Gees en te vra dat die Here ook vir ons so sal beweeg in ons tyd, soos wat hy die kerk destyds in daai donker tyd beweeg het. Sien uit. Moet asseblief nie vergeet om jou kinders te bring nie, want daar gaan spesiaal 'n kinderpinkster aangebied word in die Jonklokaal. Ons tema hierdie jaar, Mission Possible. Dis vir ons so belangrik om die kinders te laat verstaan dat hulle gestuurdes van die Here is, dat God sy kerk gestuur het en dat hy 'n spesifieke plan het met elke kind. Na die tyd gaan ons vir hulle 'n bietjie kindervriendelike kos gee, so nie soppies nie, meer melkkos, macaroni en kaas. Gaan heerlik wees, moenie uitmis nie. Julle weet waar julle my gaan vind, definitief by die kinderbediening. So ons nooi natuurlik alle ouers saam met hulle kinders uit vir hierdie week se Pinkster. Dit gaan 'n groot geleentheid wees van geestelike groei, saam met mekaar kuier en ons hoop om jou ook daar te kan sien. Dan belangrik, hierdie week is daar ook nie 'n klerebutiek nie, so neem net asseblief ook kennis daarvan. Dan Erika, weet ons die 21ste Junie is ons CV is.
En ons het jou hulp baie nodig. Finansiële bydrae, jou handehulp voor die tyd, tydens, as ook na die tyd, kom wees deel van hierdie wonderlike seefees wat elke jaar ook aangebied word. Sonder jou kan ons dit beslis nie doen nie. Mag jy 'n geseënde Sondag verder beleef vir jou en jou gesin en almal vir wie jy lief is. Vrede. Goeiemôre, baie welkom by ons erediens vandag. Ons is 'n gemeente wat die gemeenskap bedien vanuit 3 kampusse, die Kompleks, die Gama en Paradysstrand kampus. Ons wil graag vir jou vra, as jy 'n verjaarsdag het of 'n huweliksherdenking het, ons wil dit graag saam met jou vier. Skryf vir ons in die comments, dan vier ons saam met jou. Dieselfde geld vir sterfgevalle. As daar enige sterfgevalle is wat jy graag onder ons aandag wil bring, ons is hier om saam met jou hierdie pad te stap. Skryf vir ons in die comments, veral gebedsversoeke in hierdie moeilike tyd, enige ander gebedsversoeke, stuur asseblief vir ons 'n e-pos na gebed@ngkjeffries.co.za. Ons is hier vir jou. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons hier op Pinksterdag saam met 'n gemeenskap van gelowiges reg oor die wêreld kan sit, kan wees en kan terugdink aan die dag toe die Heilige Gees vir ons uitgestort is en wat dit vir ons beteken. Ons vra dat U in hierdie oomblik ons harte en ons gedagtes sal oopmaak, sal ontvanklik maak vir U stem, dat ons waarlik sal hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons eerste skrifgedeelte kom uit Handelinge 2 vers 1 tot 6. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om te doen onder sy leiding. Ons lees net tot daar. Daar is 4 gedagtes waarna ons gaan kyk uit hierdie gedeelte. Die eerste gedeelte sê toe die dag van Pinksterfees aanbreek. Pinksterfees verwys na 50 dae na Paasfees. En dit is vandag. Die teks sê hulle was almal op een plek bymekaar. En hierdie op een plek bymekaar is 'n wonderlike voorbeeld van hoe gelowiges saamgekom het. Dis 'n verskriklike sterk woord in Grieks. Dit is nie net bymekaar nie, maar eensgesind bymekaar, eendragtig bymekaar, op dieselfde golflengte met dieselfde fokus, was hierdie mense bymekaar. En dit is hoe ons as gelowiges bymekaar kom vandag, gefokus op die Here. Die volgende gedeelte sê, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos die van 'n gewelddadige stormwind. Hierdie geweldige stormwind is 'n beeld van krag en van beweging. Baie belangrik vir dit wat kom. En dan praat hy van, almal is met die Heilige Gees vervul. Die Heilige Gees hier verwys na die bron van krag, wat hierdie beweging wat gaan gebeur, voortsit. Die bron wat alles begin het, dis eintlik die bron, die Heilige Gees, wat die kerk, soos ons hom vandag ken, begin het. By Pinksterdag is die kerk gebore. Die volgende gedeelte waarna ons kyk is Matteus 26, van vers 36 tot 46. Hierdie gedeelte sluit baie mooi aan by Pinkster en ons gaan sien hoekom. Matteus 26 vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe
het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 'n uur lank saam met my waak nie, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie, want ja, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Maak vir 'n oomblik jou oë toe en laat jou verbeelding met jou werk. Stel jou voor, jy ry in die middel van die nag in die hartjie van die Karoo. Dis 'n donker maan, daar's geen lig nie. Jy ry gemaklik teen 100 km/h op 'n stil snelweg. Alles is rustig, jy's op pad elders heen en alles voel onder beheer. En toe gaan die ligte af. Skielik is jy blind. Alles is pikdonker. Die pad wat so duidelik was, is nou 'n raaisel. Jy sien niks. Jy voel hoe onsekerheid jou begin beet kry. Jy trap die rem stadig en kom tot 'n stilstand. Jy weet, dis nie veilig om hier te bly staan nie, en jy besluit om aan te beweeg, stadig, teen 10 km/h. Jou oë probeer iets raak sien. Jou hande draai die stuur versigtig. Jy ry dan van die pad af en jy is onseker. Jy weet nie eintlik waar die pad is nie, waar stop hy, waar begin hy en waar jy moet heen gaan. En soos die tyd aangaan, raak jy angstig. Ten einde trek jy af en jy wonder net wat gaan jy maak. Jy neem die oudste raad uit die boek. Jy skakel die ligte af, jy skakel die kar af, bid, Here asseblief help, en jy skakel weer aan. En raai wat? Hulle werk. Daar is lig, daar is pad, daar's rigting, en bo alles, daar's verligting. Die gevoel van verligting is amper tasbaar. Jy kan sien, jy weet waar jy is, jy's waar jy moet wees. En jy kan weer begin spoed optel. Jy kom uiteindelik aan waar jy moes gewees het, en jy kan rus, want jy het vrede. Jy kan jou oë oopmaak. Op dieselfde manier as hierdie klein stukkie verligting wat jy nou gevoel het. Dit is wat die Gees vir ons doen. Dit is wat die Gees vir die Here Jesus gedoen het in sy oomblik van doodsangs. Skielik is die ligte af. Hy is doodsbenoud. Hy weet nie wat kant toe nie. Wat doen hy? Hy bid. Soos die teks vir ons sê, hy het vir sy disippels gevra, kon jy nie net 'n uur lank saam met my wakker bly nie? Hy het vir 'n uur gebid, in absolute angs. Maar hy het na die Vader toe gegaan, hy het na die Gees toe gegaan, en hy het rus gevind. Ons geestelike lewens voel dikwels so. Ons is op pad. Dinge gaan goed. Tot die ligte skielik afgaan. Daar's 'n krisis, daar's 'n verlies, daar's twyfel wat inkom, of daar's net 'n droogte in jou siel, en jy weet nie presies waarheen jy op pad is nie. Alles voel 'n bietjie donker, jy weet nie waar moet jy aftrek, waar moet jy opbly, moet jy vorentoe gaan, moet jy stop. Jy kan dit nie sien nie.
En dit is wat die Here Jesus vir ons kom sê. Sonder jouself af in gebed. En hy sê dit nie net nie. Hy was die voorbeeld hiervan. Vers 37 sê vir ons dat die Here Jesus absoluut doodsbeangs was. Die Griek sê dit so mooi. Hy sê, hy het 'n innerlike seer gehad, 'n hartseer, 'n oorweldigende pyn, geestelike desperaatheid, diep angstigheid. Dit is wat daardie doodsangs beteken. En alhoewel ons nooit kan beleef die tipe angs wat die Here Jesus gehad het nie, dink ek 'n paar van ons het al naby gekom. Ons weet waarvan hy praat. Pinksterdag herinner ons is nie alleen nie. Die Heilige Gees is aan ons gegee om die lig te wees, om ons te begelei in die donker. Maar, om die Gees se stem te kan hoor, moet ons onsself afsonder soos Jesus, om tyd te maak, om te sê, om te luister, om te wag op die Gees, om ons geestelike ligte weer aan te skakel. En dit is die stilte van gebed wat maak dat ons weer die pad kan sien. Ons het almal 'n Getsemane nodig. 'n Plek waar ons onsself bewustelik kan afsonder om vir God te ontmoet. Die Heilige Gees werk in stilte en in afsondering. Dit wat Jesus hier beleef is 'n omring met pyn, 'n omvou met hartseer tot op die punt van die dood. En dit wat hy hier doen, hy stort sy hart uit. En is een van die goed wat ons by die Here Jesus leer, is om te sê, ek mag eerlik wees. Ek hoef niks vir God weg te steek nie. Die Gees ontvang my soos wat ek is, in my rou emosie. Die eerste ding wat ons hier lees is, dat Jesus doodsbeangs was. Daarna sê hy, Here, nie soos wat ek wil nie, maar soos U wil. Dit leer ons iets van oorgawe. Tog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Maar daar is 'n wil daarachter, 'n begeerte, 'n intensie. Daar is die erkenning van die verskil tussen my wil en die Vader se wil. En die keuse dan om te sê, ek gee myself oor en ek vertrou. En hierdie is die kern van ware gebed. Nie om te kom en net te sê vir God wat jy wil hê nie, maar ook om te vra wat hy wil hê. En dis dan wanneer die Gees jou hart in lyn bring met die Vader se hart. Die volgende ding wat Jesus vra is, en nog voordat hy gaan bid, hy vra vir 2 van sy disippels, waak en bid. Nadat hy gebid het, kom hy na hulle toe, hy maak hulle wakker en sê, waak en bid, sodat jy nie in die versoeking gaan kom nie, want hy weet wat kom. Hy weet daar gaan versoeking wees vir sy disippels, en hy sê, word wakker, bid. Kry jou hart in lyn met die Vader, sodat die sonde jou nie gaan verstrik nie, want ek weet wat kom. Ek kan nie vir julle sê wat kom nie, maar al wat ek vir jou kan sê is, waak en bid. En dis 'n oproep wat die Here Jesus vir ons gee, om te sê, waak en bid, sodat jy nie in die versoeking kom nie. Sodat die Gees vir jou leiding kan gee, sodat die Gees vir jou lig op jou pad kan wees, sodat jy in lyn met die Vader se wil kan wees. Gebed is nie net om te praat nie. Dis om wakker te bly in die Gees. Die Gees waarsku, hy versterk en hy begelei. Maar ons moet waaksaam wees om dit te hoor. Om te bid alleen is wonderlik, maar ons moet ook ontvanklik wees.
Die gebedstyd in Getsemane was bedoel as voorbereiding op beproewing. Ons weet nie wat op ons pad wag nie. Ons weet nie wat ander strikke daar vir ons is nie. Maar wat ons wel vir die Here kan vra, is om ons wakker te hou. Sodat ons nie simpel goed aanvang, soos wat ons gewoonlik doen, reageer onnodig vinnig. Neem dinge totaal meer ernstig op as wat ons moet. Om in 'n oomblik asem te skep en te vra, Here, dit wat ek nou voel, dit wat ek nou wil sê, hierdie ding waarop ek wil reageer, is dit U wil? Gee asseblief my die begeleiding. Hoe meer tyd ons in gebed afsonder om onsself in lyn te kry met die Gees, hoe makliker gebeur dit in ons alledaagse lewe. Vers 42 wat 'n bietjie later is, sê die Here Jesus, as dit nie moontlik is nie, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar laat U wil geskied. Laat dit so wees. En mag ons op ons pad, wanneer die ligte afgaan, sê, Here, as dit nou so is soos wat dit nou is, ek wil nie nou optree uit 'n plek van menslikheid uit nie. Ek wil in hierdie oomblik by U kom sit, vir 'n oomblik, myself afsonder, en vra, begelei my. Sit vir my geestelike ligte aan, sodat ek die regte pad kan kies. Anders weet ek gaan die bosse in verdwaal, sonder lig. Kom terug na die Here toe, en vra vir hom vir begeleiding. Jesus beleef vrede na die pyn. En hier is een van die wonderlikste goed wat ons by Jesus kan leer. Jesus het gegaan, hy het sy rou emosies voor God uitgelê, en ek is seker van hy het ontsaglik geworstel, vir 'n uur lank, en ten einde het hy gesê, goed, laat U wil geskied. Dit kan vir ons partykeer langer vat as 'n uur, dit kan vir ons dae vat, weke vat, maande vat, jare vat, van gebed, voordat ons waarlik by die oorgawe kom om te sê, waarlik Here, laat U wil geskied. Gebed verander nie noodwendig ons situasie nie, maar dit gee vir ons geestelike vrede. Dit verander nie ons situasie nie, maar dit verander iets binne in ons, sodat ons die situasie kan hanteer. Mag ons deur ons hele lewe bid vir hierdie geestelike leiding, die vrede, sodat ons die lig in ons lewens kan hê, om te sien, in hierdie oomblik kan ek vrede hê, al is dit worsteling om my. Daar's 3 waarhede wat ons uit Jesus se gebed in Getsemane kan leer. Gebed bring eerlikheid. In gebed hoef ons nie maskers te dra nie. Ons kan eerlik wees. Die tweede ding is, gebed bring rigting. Dit het vir Jesus in rigting gebring om te sê, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En gebed help ons om die pad te sien, al is die pad moeilik. En die derde ding is, gebed bring krag. Na Jesus se gebed, staan hy op, en hy is gereed om sy kruis te dra. Gebed verander nie ons situasie nie, dit verander ons. Die 3 goed, gebed bring eerlikheid, dit bring rigting, en dit bring krag. Miskien is jy vandag soos daardie bestuurder in die donker. Miskien voel dit vir jou asof jou geestelike ligte af is. Jy is onseker, jy is bang, jy is moedeloos, moeg, verlore, sonder jouself af. Gaan sit by die Here, bid en wag.
Die lig sal weer aangaan. Nie altyd dadelik nie, maar hy sal vir jou wys waar die pad is. En jy sal weer spoed kry. Jy sal weer rus vind. Gaan sit in jou Getsemane en bid. Skakel jou ligte weer aan, want in gebed word jy weer lig. Jy sien weer die lig. En daarom kan jy weer lig leef. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here Jesus, U het Uself afgesonder in U donkerste uur om met die Vader te praat. Leer my om stil te word, om te wag, om U stem te hoor. Heilige Gees, ons bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister. Enig iemand wat moeg en verlore en onseker is, bang is, bring asseblief vir ons die lig waar ons nou onseker is. Wys vir my die pad. Ek wil leef. Ek wil met die lig leef. Ek wil lig leef. Amen. Indien jy graag wil bydra tot ons gemeente, op die skerm wys daar 'n QR-code wat jy kan scan, of jy kan die bankbesonderhede gebruik wat op die skerm verskyn. Baie dankie.